Ons lees verder uit Alfabet van Lizette Murray en ons lees die hoofstukkie Eenvoud. Onlangs woon ons 'n troue in die Tsitsikamma by. En vanaf die klein wit plaaskerkie waar die plegtigheid plaasvind, kan 'n mens ver kyk. Agter ons, daar na die N2 se kant toe, lê die berge in blou en grys en perskakerings. Heide en fynbos vul die voetheuwel se voue. Na die seremonie stap die gaste oor die groen gras, oor die klippertjiepad en oor die plat tweestombruggie waar daar roosterkoek, biltong en 'n koellafenis wag. Van waar ek onder die bome sit, volg my oë die grasduinings tot waar dit teen regaf rotse doodloop, met die see daar agter. En ek dink aan Sagaria 3 vers 10. Daardie dag, sê die Here, die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep onder die wingerdstokke en die vyebome. Gelukkige mense, die ballingskap is verby, hulle het tuis gekom, en hulle het weer guns in God se oë gevind. Dit gaan goed met die volk. Hier rondom my sien ek gesigte wat oplag na die son. Ek beleef die spontane vreugde wat die gewone dinge bring, die veld se geur, 'n kleinkind se omhelsing, 'n klompie jong manne wat dreun lag en jong ma's wat babas sis. Uitgelate kinders wat tuimel en hardloop en ontwykende vlinders agterna sit. Die lewe word in al sy ongekunstelde eenvoud gevier. By die geleentheid van 'n huwelikssluiting, by hierdie viering van die liefde, kom 'n mens tot stilstand en jy word herinner aan dit waaroor dit regtig in die huwelik gaan. Ongelukkig word ons maklik meegevoer en mislei. Ons probeer standaarde navolg wat anders stel. En niks mag skeefloop nie. Ons wy ons tyd en energie aan 'n magdom klein en groot voorbereidings, terwyl die liefde, dit wat dit eintlik oor gaan, maklik net 'n nagedagte word. En dit mag nie so wees nie. Die liefde is die beginpunt. Dit moet voor in die ry staan. En ongelukkig word ons kinders groot in 'n samelewing waar meetbare, sigbare dinge die maatstawwe vir sukses en aanvaarding en daarom ook vir geluk word. Hulle beleef hoe die gewone, die eenvoudige, die klein alledaagse dinge geminag word. En dan doen hulle daaraan mee. Want heimlik wonder hulle of hierdie konkrete dinge nie wel 'n voorvereiste vir geluk is nie. Oppervlakkige maatstawwe kan egter nie innerlike vrede verseker nie. Die hinkering na absolute geluk bly knaag. Dit bly die soekers ontglip. Dit is nodig dat gesinne en families en gemeenskappe na die kern terugkeer. Ons moet weer ontdek watter krag in die doodgewone opgesluit is. Hoe om sin in die alledaagse te vind. Die Duitsgebore Britse ekonoom E.F. Schumacher skryf in sy boek Small is Beautiful dat eenvoud die krag het om ons met 'n diepe, blywende tevredenheid te vul. Ons het nie allerlei bykomstighede nodig om geluk te verseker nie. Geluk lê in die onopgesmikte, in opregte vriendskap, in gesinslede wat mekaar versorg, in onvoorwaardelike liefde. Maar daar's meer. Tydens die Tweede Wêreldoorlog is die teoloog Dietrich Bonhoeffer tronkstraf opgelê en uiteindelik die doodsvonnis weens sy anti-Hitler uitsprake. In 'n huwelikspreek wat hy in die tronk aan sy vriend Eberhard Beet geskryf, sê hy onder meer: "Julle huis is 'n koninkryk in die middel van die wêreld. Dis 'n veilige vesting, 'n herberg, 'n heiligdom. Dis nie op die skuivende sand van die openbare mening of op uiterlike dinge gebou nie, maar op God, die enigste vaste fondament. In hom alleen vind die huwelik sy ware betekenis. Wanneer God die spulpunt van ons bestaan is, vind alles hulle regte plek. En die vakuum is gevul. En Sagaria se woorde word waar, ook in ons lewe, elke dag. Mense sal weer rustig na mekaar roep onder die wingerdstokke en die vyebome. So eenvoudig, maar tegelyk so ryk
en betekenisvol.